dit was absoluut fantasties. Jy vlieg elke dag, wat is nou skielik so fantasties? Ons het die Sharks en die Waratahs van Durban af opgevlieg Johannesburg toe. Daar was nog nooit soveel rou testosteron op een vlug nie. Kyk, ek kry nog steeds hoendervleis. Ag asseblief, wil jy nou maak asof jy nie mansgewoond is nie? Jy het nie 'n idee hoe dit voel nie. Oor die 30 hangs sit daar met hulle volle aandag en oë net op my. Dit het gevoel asof ek 'n gewaagde one-woman show op die verhoog doen voor 'n stampvol mense nie gehoor. Hoekom sê jy verhoog? Wat is amper wat dit is? Nee, dit is nie. Dis 'n aeroplein. Jy sê verhoog want jy weet dis my droom om eendag 'n ster op die verhoog te wees. Jy's nou heeltemal te fyngevoelig. Ou sis, konsentreer jy liewer net op jou werk. Jy is eintlik niks anders as 'n glorified waitress nie. Ek wil ten sterkste met jou verskil. Want verskil soveel as jy wil. Moet asseblief net nie praat van 'n verhoog nie. Show business is my territory. Okay. Laat ek dit so stel. Vir my is die aisle in die kajuit soos 'n ramp is vir 'n fashion model. Dis nog steeds show business. Nee, dit is fashion. Okay dan, gaan aan. Elke keer as ek optree, Optree. elke keer as ek loop, kon ek voel hoe die rappiehang se oë oral op my lyf ronddans. Dans. Ja, hulle oë was oral. Dit was soos 'n vloedgolf, 'n loervink tsunami. Ek kon nie keer of toe hou nie. Ek moes maar net oorgee om naak en hartstogtelik begeer te word. Was dit voor of na jy hulle gevra het vir beef or chicken? Ag, glo my sis, daar was net een dis op daai vliegtyg wat daai manne wou opvreet. En dit was ek. Ek moet soos 'n huishulp agter jou optel en skoonmaak. Dit is jou beurt. 'n Oordentlike lugvaardin is veronderstel om goeie diens te lewer, die passasiers te bedien, om te sien na hulle veiligheid, inkleerboeke vir onskuldige kindertjies te gee en 'n ekstra kussing vir 'n ma met 'n baba. Dis wat ek doen. Nee, wat jy doen is om met jou muskietpyp boewies en jou saalsakjeppe in die vliegtuig op en af te praat soos 'n goedkoop stripper. Wat bedoel jy? Solsakjeppe? Ek gaan vir ma sê jy's nie ernstig oor jou beroep nie. En dat jy my rooi haarborsel gevat het. Nou gaan ek vir ma sê dat jy op Albertus se werksparty 'n kibaas sigaar gerook het. Waar jy getrek geraak het en fotostate van jou agterend gemaak het. Solsakjeppe. Is Hester al by die huis? Ek en sy gaan vandag shop vir super sexy Andies. Nee, die ligmatras is in die stort. Hoe kan mense ooit verwag dat daar vrede in die Midde-Ooste moet wees as daar nie eens vir 1 week vrede in hierdie huis kan wees nie? Speak for yourself. By jou huis gaan dit nog erger. Ek en Albertus het 'n baie passionate verhouding. 'n Verhouding. Ek noem dit eerder 'n skietstilstand. Jy moet verstaan waar ek vandaan kom. Ja, ek weet. Jy kom van welkom af. Nee, ek bedoel hoekom ek baie keer so blitsvinnig aggressief kan raak. Soos wanneer jy nie jou sin kry nie. As kind was ek my hele lewe lank geterg en geboelie. Ek het nooit vriende op skool gehad nie. Behalwe meneer Marx, die musiekonderwyser. Niemand wou met daai snaakse ouetjie van daai snaakse ouers speel nie. Soek jy simpatie? Maar altyd. Ek het bitter min daarvan en welkom gekry. Ek's warm geklap. Ek's nooit na enige verjaarsdagpartytjie toegenooi nie en selfs verbied om my eie matriekafskeid by te woon. Wat jy te deurskyn en 'n aandrok aangehaat? Ek dink wat aanstoot gegee het was my pink sequins G-string en my nippelcaps. Ek het baie laat ontwikkel. Nou soek jy simpatie. Hester is baie moedswillig met my. Sy weet net hoe om die regte knoppies te druk om my te ontstel. As my ouer broer Adoon se vriende met hulle motorbikes by ons huis kom kuier het, moes ek altyd in die ingeboude kas in my slaapkamer bly tot hulle gewaai het. Dis kindermishandeling. Daai kas was die veiligste plek vir my en welkom gewees. Het jou ouers daarvan geweet? Dit was my pa se idee. Jou pa! Hy het met my moed opgegee na die kaskar insident. Wat was dit? Toe ek standaard 3 was, het hy en Adoons my probeer butch maak en vir my kaskar gebou. Maar toe vererg my pa bloediglik, toe ek vir my eerste rit in die kaskar spring met 'n vaardoek om my kop en vir my broer gil, stoot my Adoons nou sy bruid. Dink jy om 'n lugvaardin te wees het enigstens iets met showbusiness te doen? Nee, ek glo nie so nie. Dankie. Alhoewel, Alhoewel wat?
Daar het jy 'n captive audience en in die beroep word die Pinkspan baie goed verteenwoordig. Jy het klaar gesê nee. Dis of ja of nee. Dis wit of swart. Moenie nou kom met ander storieetjies nie. Daar's niks pink, pimpe of pers nie, okay? Okay. Daar's beslis 'n gevaarlike dosis PMS hier op die patio. Ek werk nagdiens. Ek probeer slaap. Ek keer Antie nie. Maar jy lawaai so met daai vacuum, ek hoor dit deur my oorpleisies. Maar ek is so te sê klaar. Ek is so te sê waarheid wakker. Kan net so wel iets doen. Waar is Esther as sy nie veronderstel om jou te help nie? Nee. Ons het besluit om beurte te maak. Want dan kan die een nie minder as die ander een werk nie. Whatever ook al die vrede bewaar is, okay met my. Oom Martin het al 2 keer gebel. Hy vra dat Antie asseblief hom sal terugbel wanneer Antie wakker is. Ek het sweet blue boggerol om vir hom te sê. Alkom hy bel is om geld te leen, wat hy nooit in 'n ewigheid sal terugbetaal nie. Shame. Hy sê hy soek werk, maar dis baie skaars by die see. Ek het hom gewaarsku, mens gaan bly nie waar jy vakansie hou nie, want dan wil jy vakansie hou en nie werk nie. Hester en Trompie het gaan shop vir Andies. Maar eintlik weet ek nie hoekom Hester nog bother met Andies nie. Sy's vinniger daai uit as wat sy dit aantrek. Sit julle twee alweer vas. Maar hoe weet Antie dit? Maar jy's bitchy oor haar. Sy's baie vermakerig en vreeslik vol van haarself. Mens sou sweer mens moet 'n genius wees om 'n ligwaardin te word. Maar jy moet matriek slaag. Probeer Antie my sleg sê. Nee, glad nie. Op skool was my kop so vol muisneste, ek het net deur 'n patetiese B-baan matriek geskeer. Ek het 'n boks vol dansdiplomas wat baie meer vir my beroep beteken as 'n blerrie matriek. Hoe lyk dit my dit pla jou dat jou suster iets is wat jy nooit kan wees nie? Ag, Antie's laf. Ek lyk nie goed in geel nie. Hallo, dis Bessie. Martin. Sorry, ek is nie hier nie. Bel terug oor 'n jaar. Shame. Het jy vergeet, dis die man wat my gedagvaar en veronderhoud. Maar dis ook die man met wie Antie 15 jaar lank geslaap het. Nog 'n beter rede om my foon neer te smyt. Het Antie nooit 'n bietjie geluk in Antie se huwelik gehad nie? Natuurlik, baie keer. Maar dit het als versier toe begin drink en dobbel. Ek het nagte omgehuil oor ons huwelik kinderloos was. En daar was ek dankbaar daaroor. Shame. Waar Antie babies hê? Dis enige ander vrou. Nou het ek hulle. 2 onhebbelike Bloemfontein blondes wat my in 'n vroeë menopause indompel. Antie oordryf. Die hy sou baie boring gewees het sonder ons. Ek sou ook nie elke week die grys uit my hare hoef te daai nie. Ons is nie so erg nie. Kruit en vuur is te lig in die broek om julle te beskryf. Ek sou eerder sê julle is soos 2 los handgranate wat hulle pennetjies verloor het. Ek het baie laat ontwikkel. Wat die hel is hier aan die gang? Jy kan mos sien, ons werk aan 'n liedjie. Ek het nie geweet Hester kan so oulik sing nie. Oulik! Oulik! My agterend is oulik. That's nou laai. Oulik as jy hou van groot strandbaalbrode. Trompie, jy's 'n verraaier. 'n Kamp 2 gat jakkals. Ons was veronderstel om saam te werk aan 'n show. En nou doen jy dit agter my rug. Was dit hierdie strykplank se idee of joune? Hester het voorgestel ons moet sing. Aha! Ah, wat? Jy soek vir my, sussie? Jy soek vir my. En jy gaan vir my kry. Boerie, jy gaan vir my kry. Wat's aan die gang?
Sibling rivalry. Jy sal dit nie verstaan nie. Dis baie normaal tussen susters. Normaal. Jy vergeet, ek is sensitief. Ek kan 'n vyslamery, mylver sien aankom. Nee man, dis 'n mind duel, 'n intellektuele skaakspel. Dit gaan al vir jare aan. Ek dink nie Esther verstaan dit so nie. Ja, daar's baie dinge wat Esther nie verstaan nie. Ek glo nie sy weet hoe om skaak te speel nie. Sy's meer aangeleef vir snakes and ladders. Jy moet so airy-fairy mind games met haar speel. Dan klap sy vir jou business. Ag, speel liewer, dan sing ons weer lekker. Nee, ek's nie meer in die mood nie. Ek hou van albei van julle. Nou is julle vieslik met mekaar en ek voel soos Piggy in die middel. Nou raak jy ook fyngevoelig. Raak. Ek is nog my hele lewe lank fyngevoelig. Dis so ek is. Toe ons musiekonderwyser net die dag soos 'n muur afgedank is, was almal ontstel. Van die dogters het gehuil en ek het 'n nervous breakdown gehad. Wat doen jy? Ek lees 'n boek, een sonder prentjies. Ek praat van die krips. Ek het nou net nie skoon gemaak en jy sit al klaar weer in krummelsmors. Ek eet versigtig. Oeps. Ek het toevallig hierdie advertensie gesien. Dis 'n nuwe lugdiens, Milos Air, hulle is op soek na personeel. Ek is baie gelukkig by BA, dankie. Sê liewer Banana Airways, dan sal geen verwarring nie. Banana Airways. Jy laat dit verniet so smart klink. Almal weet, dis 'n low-budget lugdiens met 2 20 jaar oue vliegtye en wat net tussen Joburg en Durban vlieg. Met styl, sissie, met styl. Milos vlieg tussen Johannesburg en Milos. Waar's Milos? En jy het vir my gelag omdat ek kuns as vak gehad het. Dis die eiland waar hulle die beroemde Venus de Milo standbeeld gevind het. Die halfnaakte vrou sonder die arms. O, daardie een. Op skool het juffrou Bingle in haar klas so 'n poster gehad teen haar muur. En dan het sy altyd gesê, sien jy hierdie standbeeld? Dis wat gebeur as jy nie ophou om jou naels te kou nie. Milos is 'n idilliese Griekse vakansieeiland. Wat se tipe personeel soek hulle? Pilots of cabin crew? Hulle sal mos nou nie daarvoor in 'n fitness tydskrif adverteer nie. Nou wat dan? Masseuses. Dit moet 'n grap wees. Kyk self. Hulle is op soek na 2 masseuses wat op aanvraag vir die eerste en besigheidsklas passasiers stress relief skouer en nekmassage sal gee. Dis 'n belediging vir my beroep. Hoekom? Sal dit jou gehoor se aandag van jou aftrek? Kajuitpersoneel het nie sulke distractions nodig nie. Jy bedoel seker, kajuitpersoneel het nie sulke kompetisie nodig nie. Man, dis 'n foefie. Dit sal nie lank hou nie. Ek kan in elk geval nie sien wie in die werk sou belangstel nie. Ek stel belang. Wat? Ek stel baie belang. Om op vlugte te werk, moet mens ten minste matriek geslaag het. Nie vir hierdie werk nie. En dis oorsee se vlugte. 'n Derde taal is 'n vereiste. Dit sê hier requirements. Female, 20-something, well-spoken, well-groomed, attractive, well-endowed. Dit beteken 'n goeie paar aandagtrekkers. Ek weet wat dit beteken. Well-shaped legs, buttocks, nice smile, and a pleasant personality. Ja, okay, genoeg oor die looks. Wat sê hulle van opvoedkundige kwalifikasies? No experience or qualifications needed. Will be given a 1-day crash course in massage therapy. Hulle soek stupid Barbie dolls. Ek weet, is dit nie fantasties nie? Nee. Dis 'n nagmerrie. Dan die laaste voorwaarde, applicants must be prepared to wear very revealing and tight-fitting outfits. Een van my daai tyd. Ons unie moet dit dadelik sien en vir Milos Airways dreig met stakings en rolling mass actions. Dit sê ook hier, die salarisskaal sal 'n bietjie hoër wees as die van senior flight attendants wat op internasionale vlugte in eerste klas werk. Wat's fout? Jy het pyn in die patat. Ek gaan 'n kat skiet.
dromerig maak, maar sy jou narigheid sommer gou laat verdwyn. Toe, drink. OK, Auntie. Ek moet gaan werk, maar ek sal vir Trompie bel en sy moet 'n draai by jou kom maak sodra hy terugkom van sy werk. Ek sal alright wees. Ek hoop nie dis 'n bug nie, want dan gaan ons almal dit kry. Is dit dalk morning sickness? Hoe kan dit wees, Auntie? Dis dan laat middag. Ek werk nagdiens. Vir my is dit nou so 7:30 in die oggend. Nee, Auntie, ek is nie preggies nie. Maar goed so, vir die babies se onthaalwe. Kind grootmaak vir 'n enkel ouer is nie 'n grap nie. Ek hoop jy weet wie die pa is. As dit daai son of a ballbearing is, gaan hy betaal. Piston, Auntie, piston pienaar. Ons sleep hom hof toe vir onderhoud. Hy moenie dink hy kan net vir jou 'n vinnige service en 'n oil change gee en jou dan los om sy dinkie toy alleen groot te maak nie. Ek verwag nie, Auntie, okay? OK, ek bly. Dis Esther se skuld. Sy het my geweldig ontstel. Is sy preggies? Kry dit uit Auntie se kop uit. Niemand is preggies nie. Dis 'n verligting. Julle ouers maak staat op my. Ek moet julle watch. Maar hoe kan ek? Ek werk nagdiens. En is juist dan wanneer julle onbeskofte goed aanvang. Esther wil aansoek doen vir 'n werk by Milos Air. Nou, wat is dit? 'n nuwe soort dansstudio? 'n Lugdiens? Met aeroplanes, soos by jou werk. Vlieg oor see. Internasionaal. Griekeland toe. Sy weet vir haar siel, dit is my droom om eendag internasionaal te kan vlieg. Man, sy mors net met jou. Dink Auntie so? Ja. Ek bly die hoop so. Hæ? Toe. Lê jy nou net dat jy kan beter voel. Ek gaan laat wees vir werk. Ek sal later self met Esther praat en hoor wat haar keuse is, hè? Esther, beste. Godin van die lugdiens. Jy lyk wragtig. Pragtig. Ek het baie lank ontwikkel, maar toe ontplof ek. Huela la pela, Esther se hoender. Ek is baie mooier as my suster Esther. Bessie is preggies met pistons se tweeling. Ek werk net in eerste klas. Esther is die vetste buswaarden op die Bloemfontein bus. Ek vlieg internasionaal. Londen, Parys, Brakpan, Rome, New York, New York, New York. New York. Bessie sê jy's so siek soos 'n bakvisie met morning sickness en jy staan jy eet yskriem. Ek's obviously nie siek nie. Jy, help jouself. Wat van depressed? Moet jy geraai? Dis dan wanneer jy so in die yskriem inklim. As Albertus depressed raak, begin hy syp. As ek depressed raak, skrob ek die hele huis. As Bessie depressed raak, raak sy stil. As my ma depressed raak, hou sy op boomrook. En as my sussie Hey. Het jy met my kom gesels en oor my probleme kom praat? Of oor wat die hele land doen as hulle depressed raak? Ek het eintlik net kom check of jy nog siek is. Jy moet asseblief met Esther praat. Waaroor? Haar loopbaan. Sy is so talentvol as 'n sanger en 'n danser. Sy moet dit nooit sommer net so weggooi nie. Van wanneer af is jy gepla oor Esther se loopbaan? As haar ouer suster is ek besorgd. Hier's iets anders aan die gang. Wat is dit? Dis niks. OK, kom ons praat dan oor die weer. Nee, hou asseblief by die onderwerp. Maar wat is die onderwerp? Oortuig vir Esther dat sy nie sommer in 'n oomblik van waansin 'n ander werk moet gaan soek nie. Soos wat? Ek weet nie. Enige iets.
'n waitress, tikster, sakevrou, verpleegster, pottebakker, ligwaardin, biltongkerwer, eiertoetser en ander sulke tipe werke. Wil sy 'n ligwaardin word? Ja. Iets baie naby. Te naby. 'n Ligmasseuse. Wees nou baie eerlik. Jy het haar verpes met die idee dat jy kan doen wat sy kan doen, maar sy nie kan doen wat jy kan doen nie. Ja, okay, maar nou is ek bitter spyt daaroor. Dan moet jy presies dit vir Esther sê. Nie vir my nie. Ek kan nie. Hoekom nie? Dan wen sy. Miskien is dit tyd. En dit? Jou favourite ontbyt? French toast met heuning. Ek verjaar nie vandag nie. Ek weet. Het jy iets van my gebreek? Nee, Esther. Be gracious, sê dankie en eet jou ontbyt. Ai, dankie ou sis. Ek is jammer, sorry. Okay, daar het ek dit gesê, jy wen. Ek wen wat? Die hele, jy kan doen wat ek doen en ek kan doen wat jy doen besigheid. Jy sal nooit soos ek kan dans nie, al probeer jy. Ja, okay, Esther. Ek het gesê jy wen. Jy hoef my neus in dit in te vryf nie. Ek sal nooit kan doen wat jy doen nie. Wat? Dis vir jou bedoel. Ek is dood happy net waar ek is. Hierdie French toast is fantasties. Thanks, Oasie.